huis van die Here toe. En ek stry met myself dat ek niks gaan sê, want ek het met niks gekom. Ek het in my binnekamer gegaan en my voorbereidings gemaak, maar niks het gebeur nie. Mama Bishop sing hierdie lied en sy bemoedig my. Sy sê ek is voor alles in staat, deur die krag van die Here my gee. Nou ek wil niks doen om mense te impress, of om mense wys ek is nou by die Here. Apostel Paulus skryf vir Filippense 1:21 gesê, wat vir my is die lewe, Christus en die wins, en die sterfte is die wins, en die Here se lewe. Halleluja. Ek wil net net sê die jou oor die naam van ons Jesus, maar Bishop, en almal wat vanaand hier is vanaand begroet het daardie oor te staan. Nou ek dink die tema is Joseph for your glory, for his glory. Nou op die heerlijkheid van die Here, of as ons die heerlijkheid van die Here oor ons het, is het ander keer nie 'n maklike saak nie. Ek dink Jesus is op die berg en Jesus is saam met sy disippels. En die heerlijkheid van God is daar en daarin in sy benauwde oomblikke. Is die heerlijkheid van God daar en die disippels sien vir Moses en die disippels sien dan ook vir die ander profeet. Sien die disippels van die heerlijkheid van die Here het toegesag. Jesus wat hy sê, Here, laat die heerlijkheid op die aarde kom, net soos wat het is in die hemel. Die heerlijkheid van die Here om dit te kan hê, is ander kere nie 'n maklike ding nie. As ons kyk in die lewe van Jesus, as ons dan ook kyk so in die lewe van Afrika, die 3 manne Daniel, Misael, Abednego, dat het ook die heerlijkheid van die Here wat met hulle gebeur het in die 4 uur. Dit is 'n prys wat die wêreld moet betaal om die heerlijkheid van die Here te kan hê. Dit is sommer net iets wat jy kan aanstap in die winkel en gaan kry sommer net so maklik nie. Maar dit is 'n selfoffering. Dit is 'n sacrifice om die heerlikheid van die Here te kan hê. Moses wat hy vra, Here, laat my tog u heerlikheid sien. En die Here sê vir Moses, jy sal nie vir my kan sien nie, maar as ek verby gaan, dan sal ek jou in die rots sit. En dit was nie vir Moses 'n maklike saak gewees nie, maar Moses het mense gelei en die mense was geïllustreerd, maar Moses se begeerte was gewees, Here, ek wil u heerlikheid sien. En die Here sê, as jy verby gaan, dan sal jy my agterkant sien, maar ek sal jou in die rots opberg, sodat jy nog net 'n gedeelte van my kan sien. Nou, dit deel my eendag, sal ons dit volle sien. Ons beleef nou dit dele, ons verwag dit dele, maar eendag sal dit volle wees, die Here seën. Amen. Halleluja. Nou ons groet is u in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Nou vanavond is dit vir my 'n voorreg. Ek staan hier so en ek dink, wat moet ek sê? En baie maal besef ons nie ons lewens moet 'n testimony wees nie. Ons besef nie, ons kan baie maal van mense in die Bybel praat, maar wat van onsself? Ek staan by 'n crossroad en ek moet kies, stap ek weg of bly ek by 'n plek? En ek sê vir die Here, Here, as dit vir u gaan behaag, if it's for your glory, then I will walk away. And sometimes we sit in situations because we are afraid of walking away. But when you walk away, you are afraid of what am I losing? As dit vir die Here se glorie is, then don't do what you need to do. Do it because it is for God's glory. Tasha Thompson is something say, for your glory, I will do anything. I want to be where you are. En ek sê, Here, waar ek is so baie gode wat aanbid word. Maar as ek loop, kan ek vir u eerste stel. Daar hoef nie mense te wees wat in kompetisie te staan met my God nie. En ek wil vir u sê, as u moet wegstap vir die glorie van die Here, doen dit. Amen. Kom ons die Here prys as die plek. Halleluja. Laat my toe op te groet aan Bishop, aan Here Matthies,
die vyfvoudige bediening en almal wat my stem kan hoor in die wonderlike naam van ons Koning Jesus. Nou, terwyl mense in die lewe lewe, Suster Charmaine, besef ek dat ons almal gaan deur omstandighede en ons almal gaan deur toestande. Maar wel die stryd, alhoewel ons deur dit gaan, behoort nie aan ons nie. Ons gaan deur dinge en ons lewe in dinge, maar alles wat ons deurmaak, maar ons het deur onsself nie. Die Bybel leer ons dat die stryd behoort nie aan ons nie, hy behoort aan die Here. Ek lees terwyl ek die skrif lees, as hy van hom wat vertel word, hy sê die disippels is op die skate, en terwyl die son op sy jongste is, besef apostel Petrus, ek is nie hier myself nie, ek het nie self besluit om die skate te klim nie, so ek gaan nie die omstandighede hier myself hier maak nie. Hier is iemand aan die skate, wat my op die skate geplaat, en ek gaan nie hier toe sê om die Here, geen nie omdat ons moet gaan nie. Ek wil vir u sê, is met omstandighede, maar dit is nie deur u self nie. Daar is 'n God wat jou voor die grond lê, vir u in die omstandighede gesit het, terwyl ek lees as 'n ander verhaal, dat sy nog nie so vrou het die kind nie, maar sy het nie gevra van 'n kind nie, en die man van die Here kom daar toe, hy sê, waarom gaan die aanbieding, sal jy weer 'n kind omjels, en sy sê, moet jy van die dienares stuur nie, die Here kom vir haar dier, alhoewel sy nie gevra het nie, maar die selfde kind sterf, maar die vrou is die man van die Here, die kind vir my gegee, sy gaan op na die huis van die Here toe, en sy sê vir die man van die Here, ek het nie gesê, moet nie vir die dienares stuur nie, dit maak nie saak waar die dier gaan nie, dit maak nie saak waar die is nie, die gaan nie dier met jullie self nie, maar alles is om eer van die Here. Romeine leer ons, apostel Paulus sê, wanneer ek lewe ek tot eer van die Here, wanneer ek sterwe ek tot eer van die Here, of ek nou lewe en of ek nou sterwe, alles is tot eer van die Here, wat die Here sê. Halleluja. Almal vandag word ons goed aan die naam van die Here, volgens sy naam ons goed van Jesus. As jy my begon te volg op vandag, te kan praat met u, ek wil vir u lees in John 11, verse 1 to 3. Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, from the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary who anointed the Lord's feet with fragrant oil, wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore, the sister said to him, saying, Lord, behold, the one who you love is sick. When Jesus heard it, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of Man may be glorified through it. Jesus sê, hierdie siekte sal nie opeindig in die dood nie, maar die heerlikheid van God hierdeur bewys sal word. Ek wil vir die vandag sê, die omstandighede wat die vandag is nie tot die eind nie. Dit is nie tot die dood nie. Hierdie omstandighede is 'n platform vir die heerlikheid van God om op te daag. Die donkerte wat nie het is 'n platform vir die heerlikheid van God om op te daag. What is impossible for you is a platform for God to show up. Die Here sê. Laat dit ook nog goed, maar Bishop is goed. Elke broer, elke suster, elke leier is goed en dan op feitbare naam. Nou ek het my eenlik geleer. As ek hier staan, dan kan ek myself niet getregen van hoe wat die apostel Paulus. Hy sê, hier in jou swakheid, wat hy heerlijkheid dat ek graag geroepen word, so dat Pakistan of op die verkeerde my dank te kan doen, maar nog steeds die heerlijkheid dat geroepen word. As hy kan het get, en as hy kan telefonie, en van sy Here, ek is zwak, ek kan net so nie, dat is wat ek graag heerlijk, en sy heerlijkheid, ek is met die dankbaar. Amen. Jou vertrouwen
Here, Matthias wees gegroet. Die kinders van die Here wees vanaand gegroet in die wonderlike naam van ons koning Jesus. Nou ek wil net my skrif lees in die boek van Johannes, hoofstuk 1, vers 14. Dit lees as volg: En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou. 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Halleluja. Nou laat my toe net kortliks met iemand te deel. Nou terwyl ek by die huis sit, evangelis jou, besef ek dat die woord van die Here sê in die boek van Johannes 3 vers 16, en so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun aan die wêreld kon gegee het. Nou die rede hoekom die Here sy enigste gebore seun aan die wêreld gegee het, is sodat ons kon gebenefit het uit die heerlikheid van sy seun. Halleluja. Nou, terwyl ek daar lê, kom daar 'n gedeelte by my op. His glory was for our good. Sy heerlikheid was vir ons 'n benefit gewees. Ek wil vir iemand vanaand bemoedig met hierdie woorde, dat wanneer ons op die woord van die Here vertrou wie Jesus Christus is, en wanneer ons in die woord wat Jesus is, in die woord wat Jesus is lewe, dan kan ons deel wees van die heerlikheid van die Here. Van die heerlikheid van God is nie in enige mens geplaas nie, maar die heerlikheid van God is in sy woord, namens Jesus Christus geplaas. Ek dink daar was 'n vrou gewees, toe die vrou in haar moeilike tyd deurgegaan van 12 jaar, was Jesus in die omgewing gewees, en omdat sy in Jesus geraak het sy deel geword van die heerlikheid van Jesus. Halleluja. Ek dink 'n vrou wat die Samaritaanse vrou, wat nie vir Jesus geken het nie, 'n vrou wat haar lewe gelewe het soos wat sy moe gelewe het, toe sy aanraking met Jesus gekom het, toe word sy deel van die heerlikheid van Jesus van die Here. Ek sê daar is 'n man wat blind gebore was, toe die man, daar was 'n vrou wat die man blind gebore, omdat sy ouers gesondig het, nee, sodat die heerlikheid van die Here oor die man kon gesien was. En vir iemand vanaand bemoedig, kom na Jesus toe, sodat die heerlikheid van Jesus in u kan geopenbaar word, wat die Here u redt sien. Yes, and love, and my hail, for peace so fierce, dear say to love, find my love, for thee so ever fierce, find
elke leier is so goed. Ek begin so 3 jaar terug te werk, 3,5 jaar terug te werk by Gritsby. En terwyl ek daar is daar geselskap, of was 'n klein debate oor Christianity en oor Jesus se sterwe. En dan kom tot die slotsom dat ons geprogrammeer is. En die wat ons gewoon maak nie regtig sin nie. En terwyl ek daar staan, veg ek met myself, wat as ek die adresseer? Gaan ek in 'n mate nie gelei word nie, of gaan die hele die relationship wat ek het verander? Maar ek besef later in die dag dat as reeds in sulke tye, wanneer ons met soveel goedes geconfronteer word, dan moet ons staan en dan moet ons die naam van die Here verdedig. Halleluja. Eerste Petrus 4:16 sê, maar wanneer iemand as Christus lei, moet hom nie staan nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. En die gedeelte kom hiermee op wat daar beeld opgerig word. En die manne word in die vuur gegooi. En hulle word gefors om beeld te aanbid. Maar hulle sê, dat jy ook nie op nie. Ons gaan die beeld voor iemand anders sien. Ons gaan die beeld voor iemand sien. Van ons die van 14. Uitgoeie ons in die beeld. Uitgoeie ons zelf in die nieuwdeel. Sê Daniel, maar dat is toch niet goed. Nogthans, alles is een situation van passie. En dan denk ik aan die almighty. Dan kwam ik terug aan de hand en die zei, Alufiano, die vrije voor die body. En die body moet er niet zijn. Nogthans, zal ik vertrouwen die Heer. Van ons heeft de zekerheid dat die Heer zijn stap op die ver. Wat in ons beginnen. Als hij in staat om het volledig. En dat je die mensen de hoek aan het goed bij. Staan vast voor de beelden. Oorvloedig van die tellen van die Heer. En mag die Heer is hier, halleluja. Zie een grote Jesus naam. Maar Bishop, jouw evangelist, jouw ouderland, maar leraar is een groot. Onze bezoekende vrienden hier is een groot. En die wonderlijke naam van ons Koning Jesus Christus. Amen. Amen. Nou, die thema wat ons op hart loop is for His glory. Tot sy eer. For His glory. Ons lees saam Jesaja 43 vers 7 wat sê, elkeen wat na my naam genoem is, elkeen wat na my naam genoem is en wat ek geskape het tot my eer, wat ek geformeer, wat ek ook gemaak het. My klem lê op wat ek geskape het tot my eer. As ons gaan lees in Kronieke, dan sê 1 Korintiërs sê, en alles wat jy doen het tot eer van die Here. Whether it is eat, whether it is drink, whether it is lewe, doen het tot eer van die Here. En hier sien ons in Jesaja dat ons is geformeer, ons is geskape tot eer van die Here. Amen. En daar kom 'n gedeelte wat evangelis Gaspar ook genoem het. En die disippels vra vir Jesus, maar wat het gebeur met hierdie man? Wat die man is blind gebore. Wie het gesondig? Wie het fout gemaak? Maar as die antwoord dan sê, niemand het gesondig nie. Niemand het fout gemaak. Dit het gebeur sodat hy verheerlik kan word. Alles wat ons deurmaak in die lewe is tot eer van die Here. Net as from ons tot eer van die Here. Want ons, dat is nie die moet nie aan die hande van die mens
Die Shekinah glory is die dwelling glory, is die glory wat wat doen, dat God jou hier op sy volk. Het gaan gelijk met wanneer die psalmdigter skryf, hy sê, hy wandel in die, hy sê, hy wandel in die hier, jammer, die paradie. Amen. Die woord van die Here verklaar en hy sê, hy is die that dwell in the praises of his people. Amen.